Goeiedag en welkom by ons laaste groeigroep van hierdie kwartaal. My naam is Wouter van Wyk en ek is hier so by Kruin gemeente. Dis maar net vir al die gemeentes wat inskakel op en dalk nou nie ken nie. En dit is my lekker dat ons hierdie reeks kon saam deurgaan die afgelope kwartaal. Dit is nou by week 4 is. Dit het in my eie persoonlike lewe regtig 'n klomp deure oopgemaak en net perspektiewe oopgemaak en ek hoop jy het ook beleef hoe belangrik dit is dat ons die Sabbat weer terugwen vir ons geloof. Ons het die afgelope 3 weke, 4 weke eerder, ons die temas aangepak van rus, van stop en uiteindelik van delight, van vreugde vind in. Vandag maak ons hierdie tema klaar om te verstaan dat Sabbat en aanbidding ook by mekaar hoort. En ons kan baie teksgedeeltes in die Bybel gebruik om te wys hoe Sabbat en aanbidding by mekaar pas en waarskynlik is dit ook nie 'n nuwe konsep vir jou nie, want in ons kop is aanbidding is om kerk toe te gaan en dit gebeur op 'n Sondag wat baie van ons se Sabbatdag is, so dit maak sin. Maar ek hoop dat as ons vandag die tema aanpak, dat jy 'n dieper verstaan van wat aanbidding regtig is en dat jy op hierdie manier ook meer intentioneel na jou kerk toe gaan, dat jy meer intentioneel jou Sabbat gebruik, dat daar 'n aspek van aanbidding is en hooplik gaan jy agterkom, dis 'n baie groter konsep as net kerk toe gaan. Ons kan baie tekste gebruik om dit te probeer aandui. Die teks wat ek vandag wil gebruik is Esegiel 46. Ons sou Jesaja ook kon gebruik het, of ons sou 'n paar psalms kon gebruik het, waar jy baie duidelik sien dat dit van die vroegste tye af die gebruik was om Sabbat en aanbidding aan mekaar te koppel. Ek lees vir ons Esegiel 46, net so 'n kort gedeelte daarvan, net so 3 verse, en ek lees vir ons saam. So sê die Here my God, die oospoort na die voorhof toe moet op die 6 werksdae gesluit bly, maar dit moet oopgemaak word op Sabbatdae en op nuwe maansfeeste. Dan moet die regerder van buite af by die toegangsportaal van die poortgebou ingaan en by die poortdeur gaan staan. Die priesters moet dan die regerder se brandoffer en maaltydoffer en daarna moet hy in aanbidding by die poortdrempel buig en uitgaan. Die poort moet tot die aand toe oop bly. Ook die gewone burgers moet op die Sabbatte en die nuwe maansfeeste by hierdie poort in aanbidding voor die Here kom buig. So julle hoor, die regerder, maar ook die volk, die gewone burgers, moet op Sabbat en nuwe maansfeeste by die poort in aanbidding tot die Here buig. Nou, as 'n mens 'n profetiese boek lees, dink ek, is jy dalk net soos ek, dit kan soms moeilik wees om te verstaan en die konteks te verstaan. En in 'n groot mate kan ek dit verstaan, want ons sukkel om altyd die touwtjies bymekaar te kry. Dalk net vinnig, maklike manier om Esegiel net binne konteks te plaas. Esegiel skryf sy werk in die ballingskap waar die Suidryk of Juda weggeneem gaan word in ballingskap. Hy begin so net voordat hulle in ballingskap is en dan tydens ballingskap en dan ook na ballingskap. En Esegiel kom tot die slotsom, soos baie van sy tydgenote in daai tyd, dat God hulle verlaat het. En hoekom het God hulle verlaat? Hoekom het God die tempel verlaat? Want die volk het ander gode aanbid. So hoor weer die woord, aanbid is baie, baie belangrik. So, die volk het gedink, God gaan solank as dit hy in die tempel is, vir hulle sorg en hulle beskerm, so, as die Babyloniërs kom, het gaan nie werk nie, want God gaan hulle stop. En toe die Babyloniërs toe na die stad oorneem, toe vra hulle, kom die Here, is die Here verslaan, die Here se krag is daarmee heen. En Esegiel was een van die ouens gesê, nee, die Here is nie verslaan nie. Hy het net gesien, hoe aanbid julle ander dinge, en nou is hy nie meer hier nie. So, aan die een kant is dit die bedoeling van Esegiel, is om te verduidelik hoekom die volk in die situasie is waar hy is. Maar dan is dit die interessante ding nou van die gedeelte wat ons saam gelees het. Esegiel bou sy boek so op en dis baie interessant as jy al die strukture gaan kyk, maar reg aan die einde, dan kom daar weer 'n belofte van die nuwe verbond wat gesluit word. Daar kom weer 'n nuwe idee van hoe jy jou lewe kan inrig. En in die kern van hierdie idee, deel van as jy jou lewe op 'n manier struktureer, dat dit sinvol is, dat dit beter is as die wêreld wat jy geken het, is die sentrum daarvan bly aanbidding. Aanbidding en meer spesifiek aanbidding op die Sabbat.
Nou, baie interessant, as jy daaroor gaan dink, hoe die manier hoe baie mense, en waarskynlik ook 'n groot deel van die volk, gedink het oor God, en gedink het oor tempel, is hulle het gedink, plekke is heilig. So, jy gaan na die heilige berg toe, of jy gaan na die heilige tempel toe, of jy gaan na hierdie heilige meer toe, of daar soos, heiligheid was altyd in 'n plek beperk, met ander woorde, op 'n plek waar God te vind is. Interessant, hoe die Sabbatsgebod heilig verklaar word. As jy onthou wat het Michelle verlede week ook gesê het, sy het daai Genesis teks gevat en sê, die Sabbat moet jy heilig hou. En dis baie interessant, want nou skielik is dit nie meer 'n plek, spasie wat heilig is nie, maar tyd wat heilig is. Hoekom sou dit belangrik gewees het vir die mense wat in ballingskap is? Want hierso is hulle nou weg van die tempel af, en hulle moet anders oor God dink, en nou word daar gesê, maar God is nie net op 'n plek nie, hy is te vinde in tyd, en dis daar waar jy kan aanbid. Nou, ek weet, my kop ook, ons idee van aanbidding is baie beperk. Dit is waar ons formeel, struktureel na 'n kerkgebou toe gaan. Baie mense, en ek dink ons, dis nou hierso maar waar die charismatiese kerke ons bietjie ook van stryk afgebring het, want ons praat altyd van praise en worship. Worship is natuurlik die Engelse woord vir aanbidding. So, wat ons sien in aanbidding is om te sing. En om regtig letterlik te bid, en dis natuurlik wat worship is, wat aanbidding is. Maar aanbidding is baie meer. En as jy Esegiel as jou agtergrond leer, gaan jy agterkom, aanbidding het te maak met, waar sit jy jou prioriteite? Waar sit jy jou fokus? En dan besef jy, aanbidding is baie groter. Ek het dit die duidelikste gelees op 'n stadium, toe ek 'n boek gelees het, is 'n wonderlike boek van 'n begrafnisondernemer, hy's 'n 4de geslag begrafnisondernemer, en hy werk met ander woorde met mense se rou sy hele lewe. Hy is in mense se hartseerste, moeilikste tye. En as hy nou help met die begrafnisreëlings en alles wat met 'n begrafnis gepaard gaan, en met hierdie mense se emosies te doen kry, te skryf hy op 'n stadium, luister hierdie mooi woorde, hy sê, grief is a form of worship. Rou is 'n vorm van aanbidding. Dit is my nogal interessant. Dit is my interessant, want weer eens my kop is aanbidding, is 'n baie gestruktureerde ding. En hierso sê hy nee, rou kan 'n vorm van aanbidding wees. Hoekom kan dit wees? Want as jy rou, en jy bring jou rou na God toe, dan plaas jy God in die middel van jou lewe, op daai oomblik. En jy bring die rou na die Here toe, en dan is rou 'n vorm van aanbidding. Dis 'n oomblik waar jy God se heerskappy en se bestaan in jou lewe so duidelik vasmaak, in die sentrum plaas. En as jy so oor aanbidding begin dink, dan gaan jy agterkom, aanbidding vind op baie plekke en op baie tye plaas, en nie net in die kerk nie, maar natuurlik ook in die kerk. Want hoekom is kerk dan so 'n goeie plek om jou aanbidding te beoefen? Want dit is 'n plek waar jy minstens vir 'n uur, en as jy op dominee soos ek, 1,5, 2 ure, sit en tyd fokus om God in die sentrum van jou lewe te plaas. Die feit van die saak is, 'n ander filosoof het dit op 'n stadium ook gesê, hy sê, almal van ons aanbid iets. So, daar's nie 'n vraag nie, iets in ons lewens word aanbid, of jy 'n gelowige is of nie. Jy aanbid iets in jou lewe, want jy sit iets in jou lewe in die sentrum. En as jy gaan geld in die sentrum sit, en jy gaan plesier in die sentrum sit, en jy gaan jou eie behoeftes in die sentrum sit, ja nee, jy gaan vir 'n rukkie gelukkig wees, tot dit nie meer werk nie, tot jy vir 'n rukkie nie meer gelukkig is nie, want op 'n stadium is die drang na geld skep ook weer baie angs van, het ek genoeg, gaan ek genoeg kry, hoe kan ek nog kry? Die drang na geld kan baie dikwels ook verhoudings versuur, want hoe meer geld jy wil kry, hoe minder is mense vir jou belangrik, en stoot jy mense weg. En net so is dit enigiets wat jy gaan soek en gaan aanbid in jou lewe, enigiets van die menslike kant af wat jy aanbid, gaan tekortskiet. En daarom is die Sabbatsgebod daarso, om te sê, maar dis 'n geleentheid om die aanbidding van God in jou sentrum te plaas.
Dis die fout wat ons baie dikwels maak, is ons, selfs al het ons 'n rustige Sondag en ons sien dit as 'n afdag. Ons verander die Sabbat in 'n afdag. Dis nie 'n afdag nie. Dis 'n dag wat ons fokus op die aanbidding van God. En dan is die fout wat ons maak, as ons dit net 'n afdag maak, is jy gaan vir 'n uur kerk toe, en dan gaan jy huis toe en jy kyk 5 ure Netflix, of jy haal gou jou werk in, of jy doen gou jy meal prep vir die week, of jy doen die kinders se huiswerk, help die kinders met huiswerk. So, dis 'n afdag, maar jy plaas nie noodwendig God in die middel nie. En dit is wat die Sabbat vir ons wil leer. Want die wonderlike ding is, as jy die Sabbat regtig gebruik om God in die middel te sit, dan kom al die ander dinge eintlik van self. Dan kom jy met die vreugde en die vrede en die rus en die stop. En dan het jy genoeg tyd vir die res van die week om al die ander dinge ook te doen. Dis die wonderlike ding van die Sabbat. Dis 'n nuwe skep van jou week. Dit is hoekom dit ingevoeg word in die Segiel. Om te sê, as ons die Sabbat weer kan sien as dis 'n heilige tyd. Nie net 'n heilige plek nie, dis 'n heilige tyd. Dan is enige plek en enige tyd wat ons is, het daar die potensiaal vir aanbidding en vir Sabbat. Mag dit wees hoe jy jou week ingaan, mag jy daaroor dink. Mag jy fokus in jou tyd waar jy Sabbat gebruik, om die Here te aanbid en hom in die sentrum van jou lewe te plaas. Want dit is uiteindelik hoe jou lewe vir jou gaan sin maak. Amen. Lekker dag verder. Hoop julle kan lekker gesels.